Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus Leef in Jou. My naam is Paul Stander en ek kuier altyd lekker hier op Kruiskyk. 'n Plek waar ons vrylik die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus, kan verkondig. En vandag wil ek met julle gesels oor 'n tema wat ek noem, ons wen altyd deur volharding. Ek wil dit weer sê, ons wen altyd deur volharding. Nou dit beteken, as jy in Christus is jy 'n wenner. Dit mag dalk nie vir jou so voel nie, dit mag dalk op die oomblik nie vir jou so lyk nie, maar ons is mos nou geleer, ons wat in Jesus Christus glo, ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons moet nooit vergeet dat daar twee realms is. Daar's 'n geestelike en 'n natuurlike. Nou die een is tydelik en die een is ewig. En nou ons is mense, ons het 'n siel, gees en liggaam. So met ons liggaam en ons emosies en ons wil en so aan, leef ons nou in hierdie natuurlike wêreld en ons ervaar die natuurlike wêreld soos enige ander mens, maar die wêreld aanvaar. Maar dan moet ons ook onthou, daar's 'n ander kant van ons. Daar's 'n geestelike kant aan ons. Ons geesmens, of ek noem dit die innerlike mens. Daai mens wat die Bybel sê, julle met die nuwe mens beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. En ons, baie keer dan, as ons probleme in die gesig staar, dan staar ons dit in die gesig bloot uit 'n natuurlike manier van dink. En dit is wat ek vandag met julle bietjie oor wil gesels. Ons moet anders dink, ons moet dink in terme van ewigheid. Met ander woorde, dit wat ewig is onveranderlik. En dit is die realm waarin ons as gelowiges hier op aarde moet leef. Ek wil vir jou 'n stukkie lees uit Filippense 4 van vers 12. En ek glo dit gaan julle bemoedig. Dit sê, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou uiteindelik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het nie die geleentheid gehad nie. Nie dat ek uit gebrek sê nie, want ek het geleer om ver genoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. En ek dink dit, net daai woorde, is 'n groot les vir elkeen van ons. Ons is baie keer so onnodig, ongelukkig, omdat ons so fokus op wat ons nie het nie, of wat ons graag wil hê, dat ons baie keer ons fokus afhaal van wat ons nou het. Met ander woorde, waar ek nou is, wat God vir my gedoen het, wat hy elke dag vir my doen. En dit is baie maklik om jou gedagtes van dit af te haal en te fokus op wat jy nie het nie. En dis wat Paulus ons geleer het. Ek het geleer om ver genoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ook om oorvloed te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te wees sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Dit kom uit die mond van iemand wat skibreek gely het, wat geslaan is, wat gestenig is, wat vir leeu's gegooi is om opgevreet te word, wat mishandel was, wat verneder was. En ten spyte van alles waardeur Paulus gegaan het, was sy woorde nog steeds dat God met hom is en dat God hom in staat maak om deur al hierdie omstandighede waardeur hy gaan, om dit te kan beleef, om dit te kan oorleef en as 'n oorwinner aan die ander kant uit te gaan. Nou, baie belangrik om te besef is dat ons is God se kinders en jy moet besef dat omdat jou Vader regverdig is jy regverdig. Ons moenie 'n sondaars mentaliteit hê. Want onthou, soos ek al voorheen vir julle genoem het, in die Ou Testament, die priester moes absoluut heilig, sonder enige gebrek wees, om in die allerhoogste, allerheiligste plek in te gaan. Anders het hy gesterf.
Nou, ek wil julle weer herinner, dat ons in Christus regverdig gemaak is. Hoekom? Sodat ons in God se teenwoordigheid kan inbeweeg. In ander woorde, ons is nou gereinig, geheilig, gewas met die bloed van Jesus, sodat ons heilig en onberispelik kan wees, en absoluut sonder enige teespraak, sonder enige iets wat ons verhoed, in God se teenwoordigheid kan inbeweeg. Maar jy moet onthou, die regverdige gaan daarin. Ek wil vir julle lees wat in Jesaja 54, daarvan vers 17. Dit sê, deur geregtigheid sal jy bevestig word. Ek wil weer sê, deur geregtigheid. Met ander woorde, geregtigheid beteken, ek glo dat dit wat Jesus vir my gedoen het, voldoende is. Hy het my regverdig gemaak, en omdat hy regverdig is, hy my regverdig gemaak is ek mos nou 'n erfgenaam van God, deur Christus. Dan hoor wat sê hy, as hy nou aangaan, jy sal ver wees van verdrukking af, jy hoef nie bevrees te wees nie, en ver van verskrikking. Hoekom? Want dit sal nie by jou kom nie. Is dit nie 'n mooi belofte nie? As hulle jou begin aanval, dis nie uit my nie, sê die Here, wie jou aanval, sal oor jou val. Ek het die smid geskape, wat deur die koolvuur aanblaas en 'n wapen voortbring, volgens sy ambag. Ook het ek die verderwig geskape om te verniel. Hoor nou hierso, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Is dit nie goeie nuus nie? Dis mos nou 'n mens te bemoedig. Dit beteken letterlik dat al die planne wat die duiwel het, en wat enige mens teen jou maak, as jy besef wie jy is, en in geregtigheid lewe, en in God se teenwoordigheid beweeg, in sy teenwoordigheid leef, gaan hierdie goed wat teen jou kom, geen uitwerking op jou het nie. In die vorige boodskap het ek ook 'n paar voorbeelde gebruik, net om te wys, dat God, wat hy sê, 'n realiteit is. Nou, een van die groot voorbeelde in die Bybel vir my, om te wys hoe God vir 'n mens deurkom, is as ons na Moses kyk. Nou, Moses, weet ons, het mos die Egiptenare uit Egipte uitgelei. Net daai proses en hoe God hom geseën het en dit moontlik gemaak het, is 'n wonderwerk, 'n baie groot wonderwerk. Maar wat nou gebeur het is, toe hulle nou uit Egipte uittrek, en nou besef Moses maar hierdie wonderlike ding wat hy gedoen het, maar toe wat doen Farao? Hy besluit nou mos, nee man, ek gaan nie laat hierdie mense net somme uittrek en hulle laat gaan nie. Hy wou hulle toe agtervolg en hulle sekerlik om die lewe wil bring. Maar wat gebeur nou? Daar staan Moses voor die see. Nou kan jy jou voorstel, hier staan jy, 'n see voor jou, 'n paar miljoen mense wat agter jou is, en ver in die verte as jy sien, hier kom 'n weermag aan, gewapende manne, wat jou volk en jou wil vernietig. Nou hier staan jy in die middel, wat kan jy as mens doen? En wat gebeur toe? Toe roep Moses vir God aan, en weet jy wat sê God vir hom? Steek jou hand uit. En hy steek sy hand uit oor die see, en toe hy begin stap, toe gaan daai water oop, en die hele volk stap deur die see, laat daai kante van die water so styf is, so opgebou word, laat dit die water teen allerlei massas water van hulle al weghou, en daar gaan hulle deur. En toe Farao en sy manne dit nou sien, toe besluit hulle maar, kom ons gaan nou agter hierdie volk van God aan. En toe hulle daar in die water is, so, ook so in die middel toe, sê God net vir Moses, steek jou hand uit, en wat gebeur? Toe gaan daai massas water en dit val op hulle, en nie een van daai vyande van Moses en die volk het oorleef nie. Hulle almal is uitgewis. Net om vir ons te wys, dat as God vir jou is, kan niemand teen jou wees nie.
God maak 'n pad deur die see. Met ander woorde, hy maak vir jou 'n pad waar jy dink daar nie 'n pad is nie. So, die les wat ons hieruit leer is, as jy voor 'n probleem staar wat onmoontlik lyk, moenie paniekerig wees nie, moenie op die probleem fokus nie, maak jou fokus God, maak jou fokus Jesus, want hy is die een wat al die mag, al die krag en die oorwinning het, en hy is die een wat ons uit daai probleme kan uithaal. Dan nog 'n voorbeeld vir my wat 'n goeie voorbeeld is Daniël in die leeukuil. Nou, ons ken die storie van hoe die mense, weer eens, net soos met Josef, is hulle jaloers op Daniël. Want Daniël is baie suksesvol, die koning hou van hom, en hy leef 'n goddelike lewe, 'n lewe wat ander moeilik vind om soos hy te kan leef. En dis hoekom hulle toe nou slim planne beraam, en hulle praat die koning om 'n wet te maak, om te sê, dat iemand vir 30 dae niemand anders mag aanbid nie, hulle mag geen ander God het, of enige iets, wat teen die koning gaan nie, en teen hierdie wet, wat hulle publiseer nie. Maar weet jy wat interessant is? Die Bybel sê toe Daniël dit hoor, daai selfde dag, waar hy elke dag 3 keer gegaan het, en gaan bid het, nie agter 'n gordyn nie, sy gordyn was oop, hulle almal kon hom sien. Hy sê net maar, hierdie goddelose mense weet nie, teen wie hulle kom nie, hulle weet nie wie my God is nie, hulle weet nie wie my Vader is nie, en Daniël steur hom nie daaraan nie, hy gaan en hy bid nog steeds. Met ander woorde, hy het nie laat mense se opinies, of aanvalle of vrees, hom afsit nie. Hy het geweet wie hy is, en hy het geweet, dat sy God vir hom sal instaan. En ons weet ons wat nou gebeur het. Daniël bid, en toe gaan vertel sy die volgelinge van die koning, al die dienaars van die koning dit, en nou die koning wou nou enigiets probeer om hom daar uit te kry, maar dit was die wet gewees, en in daardie stadium ook, as 'n wet gepubliseer is, jy kan nie teen daai wet gaan nie, maak nie saak of dit nou die koning is of nie, en hulle moes Daniël in die tronk sit, en toe gooi hulle hom in die leeukuil. Nou, weer eens, ons het nou nog gepraat van Moses, hier staan jy, 'n leermag agter jou, die see voor jou, duisende mense of miljoene mense om te voed, en hier kom jou vyand. Maar God het vir Moses 'n plan gemaak, en nou sê die Bybel vir ons, hy doen dieselfde met Daniël. Ander woorde, hulle gooi vir Daniël in die leeukuil, en God stuur 'n engel, wat daai leeu se kakebene toehou, en hulle doen niks aan Daniël nie. Nou kan jy jou voorstel, om in so 'n situasie te wees, waar iemand vir jou sê, as jy bid, of as jy môre kerk toe gaan, dan gaan ons jou vang, en dan gaan ons vir jou in 'n leeukuil gooi, of ons gaan jou saam met 'n leeu in 'n hok sit. Ek dink baie van ons, as mens nou regtig eerlik met jouself is, dan gaan jy wonder, sal ek dit werklik doen? Gaan ek nou nie maar eerder by die huis bly nie? En dis wat ek jou wil bemoedig, ons moenie soos mense dink nie. Ons moet besef, dat God 'n realiteit is, en dat hy wat in ons is, regtig groter is, as dit wat in die wêreld is. Ek net daai stukkie vir jou leef, toe die koning kom na by die kuil, en hy het met 'n droewige stem na Daniël toe geroep. Die koning het gespreek, en aan Daniël gesê, Daniël, knegg van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer, in staat om jou van die leeu's te verlos. Hoor die verligting vir die koning. Toe het Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe, my God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Kan jy sien hoe God vir jou sal stry? En hoekom hy nou vir ons stry, is omdat ons nou regverdig is.
Onthou, ons is regverdig gemaak deur Jesus Christus. Die Bybel sê, deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. So die belofte dat God vir die regverdige stry, en dat hy vir die regverdige opkom, is 'n absolute realiteit in die Nuwe Testament, want daar's nou nie meer sonde en ongeregtigheid wat ons van God kan skei nie, wat kan verhoed dat die volheid van God nou in ons is en deur ons werk nie, want ons is nou deur God se genade gemaak wie ons is, en daarom is ons in staat om te kan oorwin. Ek hou van Daniël se woorde, my God het sy engel gestuur om die leeu se monde toe te sluit, sodat hulle my geen skade kan aandoen nie. Wat interessant was, Daniël het nie eens 'n skrapie op hom gehad nie, en ons weet wat met die mense gebeur het, wat Daniël in die leeukuil gegooi het. Nog voor hulle die grond getref het, het die leeu's hulle uitmekaar uitgeskeer. Net om vir jou te wys, hoe belangrik ons vir God is, hoe belangrik sy kinders vir hom is, en hoe hy vir jou sal stry. So jy moet besef dat jou God groter is as enige iets wat in hierdie wêreld is. Onthou, die Bybel is duidelik, hy sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy is nie 'n brullende leeu nie, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Onthou, die duiwel is die vader van leuns, en enige iets wat hy kan doen, enige wapen wat hy teen ons het, is leuns. Met ander woorde, hy kan 'n leuen vir jou vertel, en dit kan geen uitwerking op jou het nie, behalwe as jy besluit om dit te glo. Dis hoekom dit belangrik is om die woord van God te ken, om te weet wat God se beloftes is, om te weet dat as jy in 'n situasie is, dat hierdie situasie waarin ek nou is, ek weet ek gaan dalk nou hierdeur, dit is 'n realiteit, ek voel die pyn, ek sien die simptome, maar dis nie my realiteit nie. Aan die ander woorde, jou realiteit moet nog steeds wees, dat jy deur Jesus se wonde genees is. Jy moet nog steeds weet, dat hy al jou siektes en oortredinge op hom geneem het. Jy moet nog steeds weet, dat as die Seun jou vrygemaak het, sal jy vry wees. In ander woorde, so as jy nie vry is nie, daai tydperk waardeur jy gaan, wat jy nie vry is nie, dis nie iets van God nie, dit is iets wat gebeur, wat ons van God af wegtrek, en dit kan verskeie goeders wees, dit kan versoekinge wees, ons kan ingee vir versoekinge, ons kan leuns glo, ons kan goeders doen uit selfsug, in ander woorde, daar's baie goeders wat ons doen, wat ons van God se aangesig wegtrek, en ons moet regtig daarteen waak. Dan nog 'n voorbeeld vir my, wat vir my uitstaan in die Bybel, om te wys, wat gebeur as jy nie ophou nie, as jy nie ingee nie, en as jy nog vertrou ten spyte van omstandighede. Onthou, Daniël was in die leeukuil gegooi, toe God vir hom deurgekom het. As ons na Sadrag, Mesach en Abednego kyk, hulle was in die vuur gegooi, en God het daar vir hulle deurgekom. So ons moet nie vaskyk in die omstandighede, en dink dat daar 'n tyd gaan kom, waar die probleem te groot gaan wees nie. Onthou, God is altyd groter. Nou, die ander voorbeeld is natuurlik Silas en Paulus in die tronk. Nou, wat met hulle gebeur het, hulle het die evangelie verkondig, en daar was 'n persoon wat geld gemaak het deur waarsêry en so aan, en toe Paulus hulle het mos nou daai mense die evangelie verkondig, en hulle het goed gedoen wat die mense wat God nie geken het nie regtig van gehou het nie. En hoor wat sê hulle, toe haar eienaar sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep en hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring die hele stad in opskudding, omdat hulle Jode is en hulle verkondig sedes wat ons nie geoorloof is nie. Met ander woorde, die mense het hulle gevolg en na hulle geluister, maar toe Paulus nou die waarheid
regtig begin preek, toe hy nou begin 'n onderskeid maak tussen wat werklik is, wat heilig is en wat onrein is, en toe hy met die onreinheid deel, toe begin die mense mos nou bietjie ongelukkig raak, want nou meng hy in met hulle geloof, nou meng hy in met dit wat hulle aangewoond is. Maar hoor wat doen Paulus en Silas. Dit is so belangrik om dit wat hulle gedoen het, om dit te onthou. Omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Kan jy sien, te midde van die probleem, in die middel van die probleem, vasgeboei in 'n tronk, wat doen hulle? Hulle sing lofliedere en hulle prys God. Met ander woorde, dis geloof in aksie. Ek weet my God gaan vir my deurkom. En hoor wat gebeur. Skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit is. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en almal se boeye is losgeraak. En ons weet mos nou hoe Paulus en Silas vrygeraak is. So om mee af te sluit, onthou geloof bring vir jou oorwinning en ons moenie opgee nie. As ons kyk by Moses by die Rooi See, God maak vir jou 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Daniël in die leeukuil, geloof oorwin vrees en vyande. Paulus en Silas in die tronk, lofprysing en aanbidding ten spyte van die storms bring bonatuurlike deurbrake. Romeine 8:37 sê, in al hierdie goed is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. So ek wil jou aanmoedig, hou aan stap, selfs al sien jy nie 'n pad nie. Soos Moses, hy het in daai see ingestap en toe maak God vir hulle 'n plan. Soos Daniël, jy moet glo dat God jou sal beskerm. En jy gaan partykeer dalk in die leeukuil of reg in die probleem ingegooi word. Maar God gaan jou daar uithaal. En dan belangrik, soos Paulus en Silas, loof en prys God ten spyte van die storms. Ek wil afsluit met 1 Korintiërs 4 vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie, al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, want ons verligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, hoor nou hierso, dit werk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Dan sê hy hoekom? Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Kom ons sê net dankie. Dankie Vader vir hierdie woord, vir hierdie bemoediging, om te weet dat daar niks is daar buite wat ons kan oorwin nie. Maar as ons volhard, dan gaan nie vir ons deurkom en ons gaan aan die ander kant oorwinnaars uitstap. En ons verklaar dat ons meer as oorwinnaars is deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Dankie dat julle geluister het. So gaan nou vandag, stap uit in oorwinning. Moenie ingee nie, moenie ophou nie, volhard in jou geloof.